Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en hierdie is Straatwys. En daar is 'n gedagte wat al baie rondbeweeg in geestelike kringe wat praat van ons as mense as created co-creators. Met ander woorde, ons is geskape, maar nie as passiewe toeskouers van die lewe nie. Ons leef nie as marionette nie, ons is medewerkers. Genesis vertel hoe die mens geskep is na God se beeld. Dit beteken dat daar iets van 'n skepingskrag en verbeelding en visie en vermoë in elkeen van ons ingeweef is. Maar altyd as 'n weerkaatsing en nie as 'n oorsprong nie. Dis 'n dans tussen wat God doen en wat ek doen. Soms tree jy vorentoe en soms tree jy agteruit, maar iemand lei hierdie dans. En dis hier waar die gevaar begin. Wanneer ons bid ons vir wat, maar ons heg ook 'n hoe daaraan vas. Spreuke 16 vers 9 sê, 'n mens bepaal sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Let op, beplan is nie verkeerd nie, droom is nie verkeerd nie, werk is nie verkeerd nie, vision boards is nie verkeerd nie. Maar wanneer beplanning verander in beheer, dan verloor geloof sy asem. Ons bid vir 'n huis, maar net as dit deur 'n sekere kanaal kom. Ons bid vir 'n finansiële deurbraak, maar net as dit deur daardie spesifieke kontrak of belegging of daardie lotto kaartjie gaan kom. Ons bid vir 'n huweliksmaat, maar ons het reeds 'n persoon gekies vir onsself. En wanneer daardie spesifieke deur vir ons toeklap, dan voel dit asof God ons nie gehoor het nie, asof hy nie ons gebed verhoor nie. Maar die waarheid, ons geloof het reeds begin krummel toe ons die hoe vir God wou voorskryf. Dis 'n subtiele begin van ongeloof. Jesaja 55 sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie. Dis nie 'n dreigement nie, dis 'n bevryding. Wanneer jy die hoe wil beheer, plaas jy jou beperkte logika bo God se oneindige moontlikhede. Jy bid, maar binne die grense van wat jy kan verstaan en wat jy dink wat moontlik is. Dis soos om vir die skepper van die heelal 'n klein blokkie te gee en te sê, jy kan net funksioneer in hierdie spasie. En wanneer hy dan nie binne daardie blokkie werk nie, dink jy God werk nie. Jy droom byvoorbeeld van 'n droomhuis, jy sien dit en jy voel dit en jy bid daaroor, maar dan besluit jy, dis 'n onmoontlike ding. Dit is net moontlik as ek 'n groot bedrag geld op een slag gaan kry en ek weet nie waarom dit te kry nie, so ek koop 'n lotto kaartjie. En wat gebeur dan as jy nie wen nie? Skielik voel dit asof die droom dood is. Maar wat as die droom nooit bedoel was om deur daardie spesifieke kanaal wat jy gedink het te kom nie? Wat as dit deur groei en dissipline en geleenthede, vennootskappe of selfs 'n totaal ander bron sou kom? Ons beperk God tot ons eie berekeninge en dis nie geloof nie, dis beheer met 'n geestelike etiket. Daar is 'n ou storie van hierdie dogtertjie wat se lap op sy een oogie afgeval het, die knoopie. En haar ouma was besig om naaldwerk te doen en sy vat die pop na haar ouma toe en sê vir ouma, asseblief ouma, werk hierdie vir my vas. En ouma is besig met iets anders en sy sê, los dit by my. Maar die kind sit ongeduldig by ouma se voete en sê, ouma, wanneer? Ouma, nou, ouma, jy doen dit nie. En terwyl ouma toe nou op die ou einde besig is om die gare deur die naald se oogie te kry, toe gryp die kind die pop uit ouma se hand uit en van die tafel af en sê, ouma is nie lief vir my nie. Hoeveel keer doen ons dit met God? Psalm 27 sê vir ons, wag op die Here, wees sterk en hou moed. Wag is nie passiwiteit nie. Dit is vertroue terwyl die garing nog deur die naald probeer gaan. Maar ons ruk die pop uit God se hande uit baie keer en dan leef ons met een oog lewens. Nie omdat God nie wou werk nie, maar omdat ons hom nooit kans gee daarvoor nie. Geloof is nie fatalisme nie en dis ook nie hiperbeheer nie. Dis 'n pendulum tussen oorgawe en aksie. Ja, jy moet werk, ja, jy moet bel, ja, jy moet aansoek doen, ja, jy moet iemand uitvat op 'n date. Maar jy moet ook bid en sê, Here, wys my hoe, lei my hoe, sluit deure wat nie u sin is nie en maak oop wat ek glad nie eers kan sien nie. Dis volwassenheid in geloof, dis emosionele intelligensie op 'n geestelike vlak, om te weet wanneer jy vorentoe tree en wanneer jy moet terugtree, sodat die leier kan lei. Die gevaar is nie dat God se hoe anders lyk as joune nie. Die gevaar is dat jy nie oop genoeg is vir 'n ander hoe van God se kant af nie. Wanneer jy die leiersels gryp, neem jy die dans oor en in daardie oomblik verloor dit die vloei.
Romeine 8 vers 28 sê nie alles gebeur soos jy dit beplan nie. Dit sê alles werk mee ten goeie vir die wat hom liefhet, met ander woorde hom vertrou. Daardie 10 goede kom selfs deur die roete wat ek en jy vooraf uitgekarteer het. Miskien moet jy weer bid, maar hierdie keer anders. Nie, Here doen dit so en so teen daardie datum nie, maar Here, hierdie is my droom, hierdie is wat ek graag begeer in my lewe. Gebruik my, lei my, verry my en verras my. Laat die hoe oop, want wanneer jy die hoe ooplaat, maak jy ruimte vir groter moontlikhede as wat jou logika kan bereken. En dalk sal jy ontdek, jy is nie 'n een-oogpop lewe nie, jy is 'n mededanser, maar dit net as jy toelaat dat God jou hoe lei in die lewe. Ek hoop jy 'n wonderlike dag, tot ons weer saam stap, mooi loop.